By die halfpadstasie tussen Hoogstad en Leidenburg was daar 'n rusplek vir perd en koets. Dit was wanneer die pad lank geword het na Pelgrimsrus en Lorenzo Marx en goud die rede was vir Erika. Die oggend van 9 Desember in die jaar 1897 van ons liewe neer met Willem Albertus Koeleman op pad van Pilgrimsrest vertrek en toe gebeur daar iets by Pioniersnek. In sy leersak was daar 16.000 pond en nog 'n bietjie wat saam met mede-reisigers en ons katte na Leidenburg moes gaan. Toe die koets in digte mis teen Pioniersnek gaan staan en al skielik hoor, hey! Wag 'n bietjie. Die koets se deure vlieg oop en hy kyk vas in manne met maskers en revolvers toe op beveel word om hul hande te lig en rofweg uitgepluk word en vasgemaak word teen die rotse. Hy was vreesbevangen en lam van skrik toe hy besef hy het per ongeluk sy leersak met die baie geld op die koets se sitplek vergeet. En hy is die enigste een wat daarvan weet. Die gemaskerde manne gryp al die geld en goud, maar die reisigers ewe benoud. Diep wou wegsteek in die koets en sonder enkele gestryery word die myle uitgespan sonder om verder te ry. Soos blits is die rowers op hul perd die digte mis in en die reisigers vlug dieper die berg in. Koeleman naas hom terug na die koets en vind sy leersak nog waar het was met die 16.000 pond onaangetas. Daar was manne uit die Sabi-vallei wat kom help het en die rowers se perd in 'n digte bos gekry. Maar van die goud en geld was daar geen spoor gelaat en eers jare later het die mense begin praat oor die skatryk kroegman en oor die ou goudmyn wat skielik weer verrys en die blinkvet mynbaas wat groot winste kon wys. Dis die storie van Roerspas, maar as jy vandag daar verby ry, sal jy oral die spore van die booswigte kry. En soek jy hard genoeg daar by Pelgrimsrus, mag jy dalk iemand kry wat weet waar al die goud is. Dis by 'n plek genoem Roerspas, en as jy jou ry kry na Pelgrimsrus, sal jy gou agterkom dat daar by hierdie plek nie net goud is.